Breiton Paulse, baie dankie dat jy vanoggend saam met my gesels man. Fikkie, ja, lanklaas gesien, ek sien jy's ook redelik besig. Natuurlik het die inperking ons baie beperk in terme van baie goed en baie besighede moes anders dink en so 'n bietjie uit hy gemaksone uitgaan om dinge te maak gebeur is. Dis regtig 'n moeilike tyd, jy weet, vir die wêreld as sulks. En ons sien daarom dat daar 'n traject is in die wêreld wat wys dat die virus so 'n bietjie van 'n afname toon natuurlik in sekere lande. Ek dink ons is nog op 'n baie sensitiewe tydjie, maar ja, ons doen wat ons moet doen. Jy weet, ons is betrokke by die Talks and Chops show en nou en dan doen ons 'n paar goedjies met mense net om besig te bly. Maar ja, ek dink die eerste maand of so was nogal moeilik vir baie mense en veral sportmense wat so gewoond is om te reis en weg van huis af te wees. En die positief daarin is dat baie van die sportmense al kon ontmoet met hulle families en hulle kinders spandeer en so 'n bietjie homeschooling doen met hulle kids. So ek dink daai was verseker die positief van die hele inperking. Jy is seker bly dat jy nou al 'n bietjie kan fietsry, né? Ja, Fikkie, dit was my grootste frustrasie. Dit is vir my lekker om 'n bietjie net uit te kom op die fiets. Nou en dan, soos jy weet, is 'n groot passie van my deesdae. En dit was nogal frustrerend en ou moes 'n bietjie weer tande by daai eerste paar weke dat ou nie kon oefen veral met die fiets buitekant nie en ou verstaan dat die regering wil ook help, almal moet gesond bly en ons almal natuurlik probeer by die reëls bly waar ons kan. Alhoewel dit soms baie moeilik is, maar ja, vir my was dit nou weer lekker op die fiets te kom, my maats te kan ry en natuurlik mag ons nie in groepe ry nie, maar net vir my wat fietsry gebruik as 'n bietjie van 'n wegkom in die kop bietjie skoon kry. So dis baie terapeuties vir my ook in 'n manier alhoewel jy nou bietjie oefen en jy weet jouself in shape tipe van hou, maar vir my is ook baie goed om nou dan as jy aan die berge ry met jou bergfiets veronderstel, dan jy weet jy dink aan baie goed, jy weeg baie goed op en dis al vir jou stilte tyd ook. So vir my is dit 'n lekker oefening maar ook baie terapeuties as jy verstaan wat ek bedoel. Okay, Breiton, hierdie onderhoud gaan hoofsaaklik oor jou roemryke rugbyloopbaan. So vat my terug na 1976. Gebore in April maand, net voor die groot politieke storm. Vertel my van jou tyd in die Kolbokkeveld, jou grootboordjare. Ja, Fikkie, jy vat my nou terug, jong. Natuurlik, jy weet, 'n trotse plaasseun in die Kolbokkeveld op 'n plaas wat geword met die naam van De Keer. Natuurlik ook soos baie families op die plase, jy weet, 'n enkel ma van die sette wat my moes grootmaak. Was maar 'n moeilike knappie op skool. Ek was baie stil, maar ek wou altyd goed doen in terme van sport en met balle speel en skop en te kere gaan. So was altyd my bloed gewees. Ek het net daai seker maar van my pa gekry. My pa was nogal 'n goeie rugby speler gewees. Die plaaslewe het vir my regtig baie geleer. Daai vryheid op die plaas. Ons as maatjies, ons was baie maatjies gelukkig het naweke, jy weet, veral Sondag in die berge gaan speel. Ons het in die wingerde en die boorde rond beweeg. Ons het altyd gewerk op die plaas in vakansietye. So my skoolloopbaan en my plaasloopbaan wil ek amper sê was vir my iets wat ek nooit sal wil verruil vir enige iets nie. Dit is vir my baie spesiaal. Net die denke is dat ook dat mense met min kan oor die weg kom. Daai familieliefde van al die plaas familie op die plaas, hoe jy weet hoe die tannie ons buurvrou jou sommer gou oor die boude gaan slaan as jy iets verkeerd gedoen het en hoe die oom jou inroep en sê ouma, dinge word nie so gedoen nie. Jy moet 'n bietjie die kant toe stap. So daai eenvoudigheid van plaas wees en plaaskind is iets wat ek baie na my hart dra en vir ewig in my hart sal dra want dis wat my gevorm het as 'n mens, voel ek. Alhoewel daar sware tye was. Daar was tye waar ons nie, jy weet, daar was nie kos in die huis omtyds nie. Was tye wat jy nie kon paar skoene bekostig het nie. Ons begin in die sneeu met skool toe stap en sulke tipe van goed. Maar ook wil nie te veel daar in Delphi. Maar is belangrik dat jy weet waarna jy kom. En my afkomste van die plaas af het ek my ook half tipe van taaf gemaak in 'n sin dat ek moes vinnig leer toe ek die deurbraak maak, toe ek natuurlik kom op Stellenbosch waar baie ouens met name gekom het en hier 'n speler van kleur wat nie as jy weet wat half nou in brand was wat nou half moes sy loopbaan begin op. Dit was vir my nogal 'n groot stap geweest en ja, ek dink my groot keerpunt of my groot geleentheid in die lewe en ek dink elkeen van ons kry dalk 'n kans of in die lewe waar iemand anders die potensiaal in jou sien. En my groot keerpunt gekom toe my ma wat nog vandag op die plaas werk, jy weet wat vir jare op die plaas werk, het gewerk vir die plaas eienaar meneer Charles de Toey en in my matriekjaar het
en hy het my ingeroep die groot baas natuurlik van die plaas en ek het gedink o, jette, hier kom nou groot moeilikheid. Nie meer geweet wat te verwag nie, maar die routine op die plaas is dat as jy in matriek kom, dan probeer jy al by die groot baas uitkom om werk te gaan soek, om op die plaas te gaan werk, want as geen manier dat jou ma of enigiemand op die plaas jou kan, jy weet, wegstuur na 'n institusie toe of iets nie. Met die twee roep my toe in, ek is baie sin weer agter gewees, ek kon hy vorige aand nie slaap nie, want ek het nie weet wat om te verwag, iets verkeerd gedoen het nie. Ek gaan toe na hom toe en ek gaan sien hom toe en jy weet, hy maak my toe baie gemaklik voel. Ek was gelukkig gemaklik want ek het baie by sy huis gekom en ek het met 'n seentjie gespeel, klein Charles en my vra toe vir my, Breitie, wat gaan jy volgende jaar doen? En ek sê toe vir hom, ja, dis 'n oop vraag. ek vra toe vir hom, is daar nie al vir my werk op die plaas nie? En jy weet, ek kyk my so aan en hy begin vanaf lag en ek sê vir my, ou seun, ek sien jy potensiaal in jou en ek is baie, jy weet, lief vir jou en jou ma en wat julle ook vir my doen en hy sê toe vir my, hy gaan vir my Stellenbosch toe stuur universiteit toe, jy weet, ek dog toe, oei, wat ek nie lekker gehoor of iets nie. Ek dink toe, wat moet ek nou sê, nou weet ek nou nie hoe die dinge gaan werk en hy sê, maar op een kondisie. Natuurlik moet jy goeie punte kry om Stellenbosch toe te kan gaan, want hy was self daar gewees. En nommer 2, as jy jou eerste jaar nie deurkom met jou maat, dan kom jy terug plaas toe. Dan kan jy uittrekker kom bestuur en die wingerde kom skoonmaak en die boorde kom appels pluk en pers pluk en sulke tipe van goed. Maar net in kort stukkie, dit was my groot keerpunt in my lewe, jy weet, en van daai tyd af, van daai dag af het ek die lewe heeltemal anders begin sien. In terme van, wow, jy weet, hier's 'n man wat dit regtig nie hoef te doen, maar hy het die potensiaal in my gesien en omdat my ma vir hom gewerk het en nog steeds daar werk, het hy gevoel maar hy gaan iemand 'n kans gee. En ek dink ek het dit deur my hele lewe toe aangevat om te besef dat jy weet nooit as iemand anders jou dophou nie, jy weet, dit voel baie keer omdat niks met jou gebeur nie, maar op 'n einde van die dag is daar mense wat jou dophou en is daar mense met bietjie krag en mag dalk om jou die volgende kans te gee en ek praat nou spesifiek met die plaaskinders want ek weet hoe moeilik dit is altyd op plaaskinders. Dit is maklik om my pad te volg van jy weet bietjie alkohol, rokery en daai tipe van goed, maar ek was gelukkig in die sin dat ek het nooit as die ouens nou naweke, jy weet, om die vuurtjie gesit het, om die Jerry Blix as jy maar sê en jy weet dan lekker musiek gespeel het en kies so elke keer het was altyd maar 'n biertjie of 'n brandytjie aangebied, maar ek het altyd net gesê, julle kom maar pas. Ek is nou nie lus vir daai tipe goed nie. En ek het daai sterk wil gehad omdat ek al van vroeg af begin goed atletiek doen, rugby, ek was al kaptein van die cricketspan, jy weet, flipbalspan, you name it. Soos maar soos alle plaaslede doen alle tipe sporte. En ek het het gevoel, ek het een ding opgetel dat iemand het op TV gesê, as jy een van die programme wat direk so verby gaan kyk, jy weet, iemand het gesê, as jy wil in sport goed iets bereik eendag, moet jy wegbly van alcohol en sigaret en daai het nogal met my gestak for some reason, some weird reason, want al my ander pelle en my neefies en al die oukies het almal gedrink, jy weet, nou nie, jy weet, gedrink soos manne op die skepe nie, maar ja, so, maar dit is 'n ding wat toe later nogal vir my sin gemaak het, ek was so bly, vir een of ander rede het die gees oor my gebly dat ek nooit in alkohol gevat het en vandag nog steeds, jy weet, ek het 'n kroegie vol, jy weet, lekker wynfietjies, so maatjies wat kom drink dit altyd leeg, maar ek is bly dat ek daai sterk wil gehad het om te kon nee sê in moeilike tye en miskien tye wat ek gevoel het, nee man, ek gaan maar vanaand 'n doppie vat, jy weet, om net van die omstandighede 'n bietjie te vergeet en so voort. So weer eens my appeal vir al aan die plaaskindertjies, jy weet, of kindertjies wat in gebroke huise is en so voort, jy weet, raak jou eie leier, probeer maak besluite vir jouself en moenie laat omstandighede altyd, jy weet, 'n vinnige tipe van 'n scapegoat is om na te gaan nie. Breiten, jy het toe in die middel 90 'n maatie geword, daar ook gespeel, heel agter, center, loskakel, vleuel en uitgeblink, soveel so dat Nick Mellet jou gekies het vir die Boland uitnodigingsspan wat teen die All Blacks gespeel het. Onthou jy dit in Woester? Ja, ek onthou dit al te goed, Fikkie. My maatie, dit is wel vinnig oor my maatie loopbaantjie. Ek het gespeel vir Goldfield is op Stellenbosch is 'n kossie wat regtig rugby gespeel het nie. En ons het in die 4de liga sommer net so span bymekaar geskrap. en snaaks genoeg, jy weet, daai spesifieke dag toe ons nou speel teen Simonsberg vir instance wat 'n kossie ook was, goeie rugby kossie, miskien het dit was daar gewees, jy weet, byvoorbeeld.
hulle het ons natuurlik op die dag 60, 70 punte gegee, maar ons het dit 1-3 gedruk en ek kon toe die 3 druk, maar daar was so oom met die naam van oom Chammy Jenkinson. Hy was soos baie mense wat in Stellenbosch bly en rugby ken vir oom Chammy Jenkinson, jy weet. Hy is ongelukkig nie meer met ons en mag sy siel in vrede rus en hy was so 'n goeie oomie vir my gewees. Hy het daai dag my raak gesien en hy het my naam neergeskryf om deel te wees van hy magdom onder 19 spelers. Ek het net die onder 19 G-span gemaak. Jy weet met die proewe wat nou moes doen. So Chammy het my naam neergeskryf en gesê, jy weet, there is talent in this boy. Chammy was 'n absolute wonderlike mens en het toe 'n mentor op my begin word en ek het toe net daai proewe gemaak vir die maties span, jy weet, en natuurlik het ek kans toe gebruik om verdere trappe te klim. Maar kom ons fast forward 'n bietjie. Ja, en toe jy weet, jare daarna, soos jy sê die middel 90s, was ek uitgenooi, ek en Kobus Visagie om saam met die Boland span wat op my stadium 'n sterk Boland span was, teen All Blacks op Worcester te gaan speel. Ja, was 'n paar groot name, Pieter O'Neill, ek het nou sommer 'n paar van die name, maar wat harde baarde was. En ek en Kobus het daar aangekom by die oefening, maar Nick, soos almal weet, Nick, 'n vierige kerel, was nie baie gelukkig dat ek en Kobus, jy weet, van sy span spelers nou moet uithaal om teen die All Blacks te speel. En ek het heeltemal dit verstaan, maar Nick het vir ek en Kobus wissel. Nie Kobus Visagie, jammer. Laat verstaan, hoor die ouens, hy is nie baie gelukkig dat ons nou hier teen die All Blacks gaan speel nie en ons beter ons kan bring. Maar hoe dit ook al sê, jy weet, dinge het ook kalm geraak daai week. En dis toe ek die Nick Mellor die eerste keer ontmoet en ek gesien hierdie is 'n vierige kerel wat baie hoë standaarde vir homself stel. En ja, toe gebeur die All Black wedstryd in Worcester met ongelooflike skare. Iets wat ek nooit sal vergeet nie, was die eerste keer wat ek die HK kon sien. Eerste keer dat ek jy weet my maale kon bel en sê, "Yes, ek het nie gedink dit gaan te gou gebeur nie." Dit was 'n groot blok vir almal van ons op die plaas ook. En ja, die wedstryd was so blur geweest, maar jy weet, ek het net voor ek gesap was, het ek 'n kans gekry om daar langs steelkant deur te gaan. Ons het 'n beweging gedoen wat goed gewerk het en ek kon toe 'n 3 druk en ek dink daai was al vir my weer eens 'n groot keerpunt in my rugby loopbaan, jy weet, want op hy stadium wou WP my nie kies nie. En ek het al aan 'n bietjie deur geklop en dit was moeilike tye want ek het hard gewerk en ek het begin bietjie jy weet, stelselmatig hy consistency, consequent wys, maar weet jy my nog nie kies nie. En is amper asof ek 'n punt wou bewys, jy weet, in hy Boland wedstryd teen die All Blacks. Dit was ook die tyd wat Corne Krieger se WP onder 21 span alles voor hulle plat gevee het, manne met soos Bobby Skinstead, Robbie Fleck, Selborne Boom en die manne. En jy het natuurlik gekompeteer teen manne so Slapchips Rousseau, Simon Berry, Justin Swart. Justin Swart. So dit was seker moeilik om in die WP span in te kom. Ja, dit was baie moeilik en toe ek begin namaak ook wat was daar daai jy weet daai media persepsie van jy weet nommer 1 daar was die storie toe ek begin nou deurkom was daar mos 'n groot storie oor die quota stelsels wat die media geskep het in terme van persepsies wat baie mense was 'n maklike ding om te gaan as 'n speler van Kleer byvoorbeeld hy stadium nie goed gedoen het nie. As hy miskien een swak wedstryd dan jy weet hierdie ou se quota speler. So dit was die een ding wat hy het in die ronde gevaar het en nommer 2 die media het ook half gesê nee, bly dis te klein. Jy weet hy gaan dit nie maak nie. So alhoewel ek op by stadium jy weet 3 vir pret gedruk het, het daai media persepsies ek seker ook 'n impak gehad met die afrigters, jy weet in besluit dat want in Suid-Afrika jy weet oor die jare maar was dit mos maar altyd die groter manne word voorkeur gegee. En dis maar nou een van die dinge gewees tradisioneel was dit altyd so gewees. En ja, en toe was dit 'n moeilike tyd want ook het soos jy noem, manne soos Justin Swart, Simon Berry, Pieter Rousseau, Percy Montgomery, gevestigde kerels. Ja, gevestigde kerels wat in hy span was en hier kom 'n ouetjie wat baie klein is en wat 'n soort van 'n quota speler is, jy weet, hulle plek wil vat. Maar dit was ook 'n tyd waar jy half ook weer self ondersoek begin doen het. Ek dink ek het al hoe meer met my sielkundige kant van die spel gewerk om my half sterk te maak en my voor te berei vir nog weet buite invloede om nie te veel betrokke daarmee te raak of nie meer te veel aan te steur nie. Want op 'n einde van die dag, jy weet, as ek vroeg genoem het, was vir my net om myself tevrede te stel of alles sou ek nou net maties speel, was dit vir my al klaar hoogtepunt en om my male, jy weet, in die plaas boer die tweede tevrede te stel en die ander goed het nie reg my saak gemaak en tot vandag toe nog, jy weet, dis dit my belangrik
Mense kan, jy weet, baie goed sê en noem en almal is reg tot hulle opinies. Op 'n of ander dag is wat jy doen met jou lewe en dat jy in die aand lekker kan gaan slaap. En ek is altyd met daai beginsels draak baie naby aan my vandag nog. So die buite-invloede vir my speel nie altyd 'n groot rol nie. Ek is een van die ouens wat altyd my eie gevoel en my gut feel volg. En uiteindelik fikkie te kom daai breek natuurlik op 'n baie koue aand in Brakpan met 'n bied vir die WP. Dit was 'n groot aand vir die volk, jy weet, uit die Koue Bokkenveld. Ek onthou voor die tyd was opvlieg my ma gebel en dit was regtig jy weet 'n soete smaakie, wil ek amper sê, in terme van ou regtig so hard gewerk en jy moes so baie deurgaan om te kom waar jy wil kom. En ek wou daai aan net nie myself en my maale te leerstel. Jy weet, dit is amper soos ek was al gewees, maar ek was regtig daar met die krag van my maale en al die plaasmense agter my. Okay, in 1997 het dit ook nie makliker geword nie. James Small het af Kaap toe gekom. Slapchips was op 'n level. Justin Swart, Percy was heel agter en Justin Swart het ook heel agter gespeel. Hulle het die Karibeker gewen. Jy het jou Karibeker debuut gemaak daai jaar, ook goeie 3 gedruk. Ek onthou die een paar in Wellington wat jy gedruk het in die Boland. Hoe was die environment daai tyd in die WP span met die jong vleuel wat tussen die groot name speel en in hart en deur begin klop? Ja, ek moet sê een ding van ek weet die WP begin het, die ouens my altyd laat welkom voel. En dit was vir my baie lekker. Ek het veral vinnig gebond met, jy weet, ouens soos Slapchips en Tokka wat 'n ou man was in die span, Chamare, jy weet, met Cornele gou vinnig en Bobby. Ek en Bobby gelukkig kom van Stellenbosch afstam. Shelburne Boom was my kamermaat vir lank gewees, om 'n paar name te noem. So ek het gelukkig daai tyd 'n goeie bond met baie van die ouens gevorm. En ek dink dit het 'n sekere mate gehelp. Want baie keer as jy half kom van 'n jy weet, van 'n agtergrond af waar dan nie baie selfvertroue in jou geïnstalleer was nie, is dit moeilik, jy weet, waar jy al hierdie skaam ouetjie is. En ek het ook vinnig geleer dat jy gaan moet begin praat met mense, bietjie uitvind van mense en leer mense se kulture en om te verstaan wat hulle maak tik ook. So die gees in die kamp op baie stadium was fantasties. Ek onthou, jy weet, toe ek daar kom natuurlik was dit ook hierdie Viljoen eers al 'n Sondag gewees en toe natuurlik hierdie Viljoen. Ek het net so baie af, dit het oor my jare gegaan. Ek het al van die manne vergeet, maar die gees in die WP kamp, ek onthou daai jaar, jy weet, was uitstekend geweest. Daar was 'n lekker balans tussen die ouens geweest en dis WP was altyd baie anders omdat daar so ek dink in die Weskaap self diversiteit natuurlik al vroeg ingeskop het in terme van jy weet sportkodes en al sulke tipe goed en die WP span waarvan almal so lief was natuurlik jy weet het manne ook gehad soos natuurlik jy weet ouens soos Chester Williams, die groot gees soos Chesty en tieners wat ook die baanbrekers was in terme om dit vir ons makliker te maak. So dit was 'n baie span wat waarvoor mense lief was en ek moet sê dankie tog aan hy ouens dat jy weet vir my bietjie makliker was toe ek daar kom dat jy weet spelers van kleur al klaar geaanvaar geword in spanne, in professionele spanne en tradisionele wit spanne. So van daai oogpunt af was daar gelukkig vir my geen probleme mee om mee te veg nie. So ek moes fokus op my oefening en om aan die deur te klop. Maar ek moet vir jou sê die ouens het my laat welkom voel en ek het van die begin af jy weet gevoel hierdie is my span, WP is my span en ek voel gemaklik en ek wil baie jy weet beste speel vir hulle. 1998 Loftus, jy en Bobby Skinstead het daai Loftuskar daai dag omgekrap. Elkeen het 3 keer gedruk aan 3, maar later in die jaar, ek dink dit was die Karibeker semifinaal. As daar 'n geval waar jy en Chester betrokke was in 'n aanvee. Wat ons gaan terug Loftus toe net. Ja, nee, seker, dit was die finaal. Ek sê my maat, ek sê vir jou ek kry dit was die finaal teen die Bulle. Ek het nou nog nagmerries oor hy storie, maar ek dink as dit dan ten minste tevrede gemaak want die volgende jaar het ons toe die beker gewen. Dit was in die laaste minuut en ek en Chessie, jy weet, die spel het toe later baie opgeraak want die Bulle was in beheer van die begin af. Hulle het ons regtig jy weet half geboelie van die begin af. Ons kon nie met die tempo saam bly nie. Alhoewel soos jy sê vroeër jare het ons teen verwagting die Bulle 'n Jalsaloosing gegee op Loftus. So dit was payback time vir hulle gewees en die eerste 50 minute onthou ek kon ons net nie aan die gang kom. Die dinge wou net nie werk nie, maar toe stadig maar seker met die veranderinge toe begin dinge te werk en Chessie kom ook toe op 'n stadium. En jy weet ek en Chessie het toe
was omtrent 'n minuut of 2 oor langs die kant af gehardloop en die doeling was baie opgewees en ek het nou die verdedigers getrek en wat jy sê die bal gegee en Andre Watson tot vandag toe nog spot kom nog 'n bietjie op sterk om 'n bietjie as kom in die hande kry. Hy was baie gepraat oor hy aangee en agterna en Andre Watson ek dink is nog steeds vandag seker wat regtig gebeur het maar jy weet meeste mense obviously as jy nou WP ondersteuners was het jy gesê dat aangee was terug en as jy nou Bill ondersteuners was gesê dat aangee was vorentoe maar dit was toe die verskil tussen om te wen en verloor en ja dit was 'n groot oomblik geweest en dit is die eerste keer wat ek so 'n bietjie traantjies gestort het na 'n wedstryd omdat ek gevoel het maar sjoe ons is nou half jy weet bietjie oor die hande geslaan of oor die hande getik deur die skeieregter. Ek wou net niks hier by staan nie, maar dit was 'n baie emosionele oomblik toe hy vletjie blaas en dit sou my eerste Currie Cup weet wen gewees het en natuurlik jy weet met daai blou billetjie wat gespeel het in langs die tyd daar was hierdie een hoekie waar die bulle en Lower Steeners absoluut mal gegaan het en ons WP boys maar net daar gesit het en jy weet wat om te sê nie en dit was hier 'n lekker gevoel gewees en ek het daai gevoel interessant ingevat in die volgende jaar weet die volgende jaar en ons het gelukkig daai volgende jaar dan toe die storie weggemaak om teen die Sharks te wen in Durban. Okay, kom ons gaan na die groen en goud toe. Onthou jy die eerste keer jou eerste toets 3? Ja, 'n bietjie op 'n pragtige dag in Port Elizabeth teen Italië. Weer 'n spesiale oomblik, jy weet my maale almal was daar die plaaseienaar almal afgekom om te kom kyk en ek was so bevoorreg om hulle daar te kon hê en weer eens is dit een van daai dae waar jy weet jy's op so 'n high wat ek kan sê dat jy weet niks wat jou kan keer nie en gelukkig op daai stadium Italië was 'n bietjie besig met 'n half 'n bouproses en hulle het ook hele klomp beserings gehad so dit sou nie vir ons baie moeilik wees om hulle te klop nie maar vir my was dit ten spyte van die oppositie daai dag net so 'n groot oomblik jy weet om daar te kon staan weer eens gemengde gevoelens soveel gevoelens wat deur jou kop gaan daai opwindende sinerie-agtige gevoel al die emosies jy weet van my plaas daar en hoe ons daar gekom het en ook vroeër voor ek my debuut gemaak het natuurlik jy weet weer eens was dit Nick Melody was afrater geweest en Nick was moeilik geweest ek moes hard aan die deur klop ek moes op baie toere sakke dra voor hy uiteindelik gesê het as bly jy jou kans gee so daai dag was vir my spesiaal ja daai dag was vir my spesiaal ek het ook gesê as ek net hierdie dag kan my debuut maak en hy groen trui op my kop trek en daar gebeur niks meer daarna nie dan ek happy jy weet dit niks sou meer vir my saak maak nie en ja op daai dag gelukkig 3-3 kon druk op my weer eens 3-3 op my debuut kon druk dit was vir my spesiaal geweest ek het net was net so oorweldigend ook na die tyd dat ek jy weet jy wou net hê hy gevoel moes weggaan nie vir 'n oombliekie maar daarna het ek vinnig besef ja jy weet ek met die senior manne jy weet in die span gepraat en besef maar om hier te kan bly gaan moeiliker wees en dis toe die volgende jy weet reis begin met die Springbok trek. Okay, fast forward, World Cup 99. Suid-Afrika was natuurlik die verdedigende kampioene en Nick Melody se span het 'n goeie kans gestaan om die World Cup te wen, maar jy het eers hier in die bronsmedalje wedstryd speelkans in die All Blacks gekry en daai dag 'n briljante individuele 3 gedruk. Wat onthou jy van World Cup 99 en jou gevoelens omtrent sakke vashou en die speel? Ja, World Cup 99 was baie moeilik geweest in terme van ek het gevoel op baie stadium was ek op my piek. Maar jy weet weer eens jy moet 'n afrater respekteer as hy voel hy het 'n plan, spelpatroon en hy wil seker ouens gebruik volgens sy spelpatroon. Jy weet weer eens 'n klein mannetjie. Ja, ek kon 'n bietjie druk, maar ek het gevoel hy wil groter ouens speel. En weer eens ons geduld gebruik. Ons het vir amper 8 weke het ons baie van ons net sakke vasgehou. En die plan was ook gelukkig van die begin af deurgegee om te sê, jy weet, hierdie ouens gaan speel. En ons het maar so 'n kans gekry. Ek dink hy een wedstryd wat ons teen Spanje gespeel het, jy weet, ek en ouens soos Bender van Pool, ja, Kaya Molatana het 'n bietjie gemaak en dan hy wedstryd teen Spanje. En dit was moeilik want dit half die res van die groep wat nou gebruik word in 'n span en hulle moet mekaar vinnig vind. Alhoewel daar nie consistency was met daai, jy weet, van terme van samespel en so voort. En obviously Nicola kom ook toe van 'n baie suksesvolle
jy weet fase af met sy span wat hulle goed gedoen het om met 3 nasies te wen vir lank en daai consistency en so, maar toe die krakke ook natuurlik begin wys, maar ek was baie frustreerd want ek het gevoel op baie stadium het ek die beste van my rugby gespeel. Ek het daai jaar dat ek die meeste weet rugby super rugby reg gedruk en die vorige jaar, so ek het gevoel ek is nou reg genoeg om jy weet consistent my plek te kan kry dalk, maar weer eens ek het altyd ook geweet dat dit is nie reg om na 'n groentheid te wees, dit is 'n voorreg. So ek het my altyd daarmee jy weet half kalm gemaak want enigeen kan op enige dag 'n groentheid dra. Dit is net 'n fase en dis net 'n voorreg dat jy nou op baie stadium daai try kan dra en dit het ek my half meer kalm gemaak. So ek het geweet diep binne ek was op die beste vorm in my lewe daai jaar 99 en ja, dat ons het toe jy weet met daai horrible drop goal van Lakam verloor jy weet op Twickenham en toe moes ons het al klaar reggemaak om teen Frankryk te speel. Jy weet toe ons op pad is van Engeland af Frankryk Wallis toe. en toe was die bus is op pad Wallis toe begin kyk ons en ons kry die goed deur en te hoor dat die All Blacks is besig om vas te trap teen die Franse. Ja. En toe skielik jy weet toe die manne se hele storie nou verander. Ons moes toe dinge 'n bietjie aanpas want ons was dit nou half as gaan teen Frankryk speel en dit bol het moeilik te wees. Nou skielik is dit net die All Blacks span wat nou kwaad is en pak gekry teen 'n moeilike Franse span. En Nick het dus sommer die manne bymekaar gekry en vinnig die span gekondig en baie van die ouens wat nie gespeel het ook nie deur die hele wêreldbeker het toe kans gekry en toe het ek my kans gekry en ek onthou was baie jammer geweest dat 'n ou soos Henry Hannibal jy weet ook lank beseer was hy hele World Cup vroeg teë gekry en hy was vir my absolute eer om sy laaste wedstryd om te kon speel. Dit 'n regte man wat ek baie respek voor gehad het. 'n Regte stil kerel wat altyd sy werk op die veld doen en dit was nogal baie spesiaal om met so 'n tipe ou te kon speel die legendariese Lem. Maar ja, die wedstryd gekom weer eens ek was vol emosie en dit is eintlik 'n punt wat bewys nie, maar ek wou net my bes te doen en ek wou net half my loopbaan net weer op trek kry in terme van net om 'n consistent jy weet tipe van performance te lewer en dankie tog dinge het vir my uitgewerk dat ek die eerste 3 kon druk in 'n wedstryd teen 'n sterbeleide All Blacks span. I mean manne soos Lomo, Cullen, Obanga, Spencer, dit was 'n span wat die wêreldbeker volgens die kenners moes gewen het en ek kon eers 3 druk. Dit was 'n wonderlike opblik vir my gewees en net weer my loopbaan weer op trek te kon kry. En Percy onthou ek ook daar 2 skepdoele na wedstryd ook oorgesit wat ek nogal wonderlik was, maar as altyd lekker gewees om met Percy te kon speel. Percy is een van daai manne wat weet 'n spanman 'n karakterkerel is om mee te kon speel en hy so 'n droë humor wat ek dink nie baie mense verstaan nie, maar dit is altyd lekker om met Percy in 'n kleedkamer te kon wees. Okay, kom ons fast forward gou. Nick Mellor het gegaan. Eric Verlien het gegaan. Stroili gegaan. Kamstaldraad het gekom en gegaan. World Cup 2W3 het gekom en gegaan. Maar jy het week na week teen groot vleuels, Ben Tune, Joe Roff, Joe Vadiri, Jonah Lomo, daai manne gespeel en nog steeds vir die Stormers en vir die Bokke 3 gedruk. Maar daar was iets wat die media altyd gesê het van jou en altyd vraagtekens oor jou grootte en jou verdediging. Was dit moeilik vir jou om die goed te hoor, maar byvoorbeeld ek weet jy by koerante gelees het, dit was nog voor sosiale media nie. Maar dis iets wat jy Ja, yes, ek het teen elke groot veld gespeel en soos ek jou vroeër genoem het, die eerste jaar was moeilik geweest want toe die ou nou half, jy weet die media was in jou gesig die hele tyd en jy kry die vrae die hele tyd. Maar soos ek jou vroeër genoem het, toe ek vinnig besef maar ek kan nie my loopbaan aangaan meer met ander mense se opinies nie, jy weet. En dis toe ek half daai kan uitgeblok het en ek het dit vir 'n groot rede reg gekry om dit uit te kan blok want op 'n van dag ek kon fokus op al die negatiewe wat gesê word en nie my werk doen wat ek moet doen nie as 'n professionele sportman nie, sou ek my loopbaan 2 jaar gewees het. En ja, ek het dit reg gekry. Ek het net besluit ek gaan my rugby geniet. Ek gaan met 'n glimlag op my gesig speel en ek gaan nie die beste doen wat Breitie kan doen en dit was my belangrikste gewees. So ek dink ek het reg gekry soos jy genoem het. Groot vleuels. Jy het vergeet die ou se Lottie Takiri. Jy weet, 'n Wendell Sailor. Dit was jy weet Roger Randall. Dit was eers veral groot Nieu-Seelandse vleuels week in en week uit. So en die rekord spreek vir itself. Jy weet, ek gaan nou nie oor rekords gepraat nie, maar ek kon gelukkig my man staan teen baie van daai ouens en ek het nooit toegelaat dat daai persepsies my doel afgehaal het nie.
Okay, 2003 net voor die World Cup het Strooi mos nou so 'n kamp by mekaar geroep. Wat Sure. was Staaldraad. Dit was 'n tyd wat Springbok rugby nou nie op in sy gloriejare was nie, met spelers wat week na week was aan nuwe gesigte. Daar was 'n groot groep Springbok op daai stadium onder die leierskap van Corne en Ronald Strooi. Kamp Staaldraad. Party van jou spanmaat sal sê dit was nie so erg nie, dit was nie so 'n slegte ding nie, en ander mense sê dit was 'n lelike ding. Wat is jou mening? Ja, nee, dit was 'n lelike ding. Dit was 'n traumatiese ondervinding geweest in terme van jy weet spanbou. Jy weet hoe Strooi daai idee en waar hy gekry het, weet die vader alleen. En dis iets wat daai span van 2003 heeltemal uit mekaar het gedryf het, voel ek. Jy weet, ek dink ons was al klaar in die professionele era en lank genoeg in die professionele era om te weet dat jy weet groot manne en individue nie soos jy weet kinders behandel word en ek ongelukkig my onthou van daai kampskader was glad nie goed geweest nie. Jy weet dit was 'n tipe van 'n army kamp base tipe oorlewingsmetodes om ouens half wil amper sê te verneder voor mekaar en ongelukkig vir my, in my opinie, het ek net geweet hierdie ding gaan deelik skeefloop en ja, op 'n einde was dit actually baie sleg geweest. Ons was op 'n baie laagtepunt in terme van wat gedoen moet word en dis om goeie rugby te speel, want daar was nie regtig baie goeie planne uiteengelê nie. Dit was, jy weet, weer eens hy regte ou voorspelbare, jy weet, rugby waar jy net boelie die ouens voor en skoppiebal in die lug en hoop vir die beste tipe ding. So ongelukkig het dit uitgekom in na die tyd en almal het gesien hoe die ouens by die wêreldbeker gevaar het. Daar was absoluut geen plan nie. Dit was vir my een van die moeilikste tye in die box setup en ook daai storie van natuurlik jy weet nou Quentin Davids en Gio Cronje wat ook baie hartseer was in terme van jy weet daar was baie goed gesê, daar was 'n baie groot ongemak in hy kamp gewees en ek dink ja, as jy met Connie Krieg ook praat, jy weet, en na die tyd natuurlik dink ek Connie sal vir jou sê dat hy sien hy oor spyt dat hy nie opgestaan het vir die span in daai oomblik van swakheid en waar die ouens half baie ongemaklik was met wat daar gedoen was op Kamp Staaldraad. By die tyd was Ashwin Willemse nou al 'n spanmaat van jou, 'n jong seun van die Boland van Caledon. Jy het 'n paar jaar voor dit by die Hoërskool Swartberg in Caledon praatjie gaan doen. Onthou jy dit? Ja, ek dink ek was baie voorreg dat toe ek begin, jy weet, myself vestig op die rugby omgewing, die rugby omgewing, was ek baie voorreg om 'n bietjie borge hier en daar te kry en ek het gevoel dit was ook my plig en verantwoordelikheid om met skole te gaan praat, veral middag voor ek skole, jy weet. En so het ek reg oor die land dat ek genooi was, het ek altyd moeite gemaak as ek kon om te gaan gesels met mense, my storie te vertel. Nie om, jy weet, dis nie om nou skielik omdat die mense nou half geidel het dat jy nou vir hulle kan sê maar as hulle dit doen, gaan dit gebeur tipe dinge. Ek het altyd met my storie gekom en uit die hart probeer praat. En ja, en ook die spesifieke dag het ek 'n praatjie gelewer daar in Caledon by Swartberg en ek sê altyd as ek een of twee oupies kan raak, is my praatjie gewen of my dag is gewen. En na die tyd het daar, jy weet, die onderwyser na my toe gekom en gesê, jy weet, hy's regtig een ouetjie wat soveel talent toon. Hy borrel van die talent, maar ongelukkig is hy op hierdie stadium, jy weet, besig met verkeerde dinge en dit lyk asof hy die verkeerde pad gaan volg. En ek sê te vir hom, maar kom ons kry die ouetjie en ons gaan na die hoofse kantoor en jy weet, en ons gesels 'n bietjie daar en hulle staan met voor aan Ashwin en ek sê toe hallo vir hom en ek kan sien hy was so half teruggetrokke, 'n kereltjie gewees en ek besef toe maar ja, ons gaan met mooi praat hier met die man en jy weet die hoof van die onderwyser praat daar en hulle sê bly hierdie is ons ster van die skool en hierdie man gaan jy weet eendag vir die bokke speel en da en ek sê toe ook baie geluk en jy weet hy hoor baie goeie goed van hom en ek sê toe vir hom maar okay, as hy nou homself goed gaan gedra, jy weet, oor die volgende paar weke gaan ek hom 'n tracksuit top en sokkies en broekie en toksak en boots en al sulke goed stuur. En ja, agterna natuurlik het Ashy daarmee uitgekom dat jy weet, hy het nog nooit geglo, het so baie mense by die skool gekom, maar hy het nog nooit geglo as mense vir hulle goed beloof nie.
of ook in die gemeenskap, jy weet, as daar goed gesê was of beloof word, het hulle nooit gekry nie. En so dit kan natuurlik natuurlik goed vir by die skool en hy kry dit goed en ek dink, jy weet, net daai oomblik waar hy half begin glo, maar daar is mense wat weer eens, jy weet, glo in jou en daar is nog goeie mense daar buite wat as hulle iets sê hulle gaan doen, dat hulle dit gaan doen. En ek dink daai oomblik vir SJ het nog baie beteken. En ons almal ken SJ se storie. Hy het 'n boek geskryf, jy weet, hy het voetbalpraatjies gaan lewer. En ja, en soveel jare later speel ek in SJ, jy weet, in Ierland, in Dublin teen Ierland in my 50ste wedstryd saam. So ja, dit was vir my baie spesiaal en vir SJ ook natuurlik. En ek is net bly dat ek, jy weet, so 'n tipe van 'n klein impak op sy lewe op baie tyd kon hê. Op 'n ligter noot, Bruiten, dit was ook die tyd van jou afro. Op 'n sekere manier jou net vir die jong span wat miskien nie weet jou drieë gevier. Ja, ek het toe gaan speel ek in Frankryk en toe ek terugkom, eers ek jy sal weet wat baie getoer het, dis baie koud. baie koud het ek maar daar afro gegroei. Maar die merkwaardige deel van my celebration, as ek dit so kan stel, was op die plaas is oukies, jy weet, almal van ons kon backflips en wawiele en allerlei tipe goed doen. En toe ek my derde 3 druk in hy debuut teen die Bokke, vir die Bokke teen Italië, kom maar net soveel emosie in my kop en ek voel toe net iets moet ek doen en ek gaan en ek doen daai flikvlak wat my terugvat na die plaas toe, jy weet, en amper om dankie te sê vir my plaasmaatjies in terme van wat hulle vir my beteken het en hoe spesiale oomblik dit vir my is. En natuurlik oor die jare het ek dit gedoen. Het 'n spesiale wedstryde as ek miskien 'n 3 druk in 'n Kadibeker finaal of 'n 3 kuns behaal of 'n groot 3 druk in 'n moeilike wedstryd het ek dit gedoen. En ja, ek moet jou sê as ek altyd by die lughawens kom of by gemeenskappe, die ouer mense, die oumas en oupas het altyd gewaarsku en gesê, "Breitie jou seun asseblief, moenie daai sprong so doen, jy gaan jou nek breek." Maar op die stadium as jy daai 3 druk, die adrenalien pomp so hoog, jy weet, in jou liggaam dat dit is ongelooflik dat jy net krag van iewers af kry om my ding te kan doen. So dit was nogal spesiaal. Kyk, dit is amper klaar. Toe jy begin het, was dit die begin van die professionele era. Jy was nooit 'n groot vleuel nie. Chester voor jou ook nooit 'n groot en vinnige vleuel nie. Maar toe jy aan die einde van jou loopbaan kom met iemand soos Giel Aplon begin deurkom, klein mannetjie wat van Nieuweland altyd op hulle voete gehad het en nou vandag is daar manne soos iemand soos Cheslin Colby. Voel jy die weggebaan vir die kleiner speler om vandag 'n merk te maak in die wêreld? Ja, ek dink ek het ten minste probeer om my punt te maak, baie keer om die verskil te wees in 'n wedstryd, jy weet, omdat jy baie op instink en flair speel. En ek is baie trots op ouens soos, jy weet, Giel Aplon en Cheslin Colby wat hulle eie identiteit uitgeleef het in terme van nie die grootste manne nie, maar klip man, hulle doen meer as wat hulle moet doen in 'n wedstryd. Verdediging is goed, hulle druk 3 en dis waar dit gaan. En is belangrik dat die span sulke tipe ouens aanvaar en as jy regte afrigters kry om die beste uit daai tipe spelers uit te kry, gaan hulle vir jou wêreldbeker eindstryde wen. Ek het gesien wat Cheslin Colby was een van die spelers van die toernooi gedoen het en veral, jy weet, my appeal en veral in die meer konservatiewe Suid-Afrikaanse afrigters, daar is verseker nog plek vir klein mannetjies wat magic kan maak op hy veld. So as jy een sien met goeie voete en spoed, moenie twee keer dink jy gee 'n kans. En ja, ek dink veral Cheslin Colby, jy weet, kan ek sê het miskien daai mite nou heeltemal begrawe. En ek dink is veral Suid-Afrikaanse ondersteuners wat nou en dan ook so 'n bietjie kop krap as hulle klein mannetjies sien. Ek dink ons het nou genoeg daaroor gepraat en daar was genoeg gesê en ek gaan net met my asem en tyd mors om oor sulke goedjies te praat. Bruiten, baie dankie vir jou tyd, want dit was lekker om te gesels. Net voor ons tot sien sê, jou een groot hoogtepunt van jou roemryke loopbaan, as jy een kon kies, wat sal dit wees? Ja, Fikkie, jy daar was so baie, daar was eintlik meeste hoogtepunte, baie hier en daar laagtepunte, maar die hoogtepunt was my debuut vir die Bokke. Net soveel ingesit om daar te kom en regtig vir my 'n spesiale dag en 'n dag wat ek seker nooit sal vergeet nie. So jy weet, dis lekker om deel te wees van hy band van broers en dis spesiaal en veral in Suid-Afrika, jy weet, die dag as jy 'n Springbok word, raak jy deel van 'n groot wonderlike familie. Daai eerste 3 het jy omtrent probeer
jou hande toets nie, want die bal ver voor jou Ja, ek moes, ja. Ek moes hom gryp, want ek gaan hom ek sou hom nooit misgevang het nie. Breiten, baie dankie vir jou tyd. Dit was lekker om saam met jou te gesels, man. Baie dankie Tikkie en mooi bly ou maat.